Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Uitstorting van die laatreën. Bid tot die Here om reën in die tyd van die laatreëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan iedereen. Sagaria hoofstuk 10 vers 1. In die ooste val die vroeë reën tydens die saaityd. Dit is nodig sodat die saad kan ontkiem. Onder die invloed van die bemestingsbuie sprei die sagte lood uit. Die laatreën, wat teen die einde van die seisoen val, maak die graan ryp en berei dit voor vir die sekel. Die Here gebruik hierdie natuurwerkinge om die werk van die Heilige Gees voor te stel. Terwyl ons die seën van die vroeë reën koester, moet ons aan die ander kant nie uit die oog verloor dat sonder die laatreën om die aarde vol te maak en die graan ryp te maak, die oes nie gereed sal wees vir die sekel nie, en die arbeid van die saaier sal te vergeefs gewees het. Goddelike genade is nodig aan die begin, goddelike genade by elke stap van vooruitgang, en goddelike genade alleen kan die werk voltooi. Moenie tevrede wees dat reën in die gewone verloop van die seisoen sal val nie. Vra daarvoor. Ons moet sy gunste met die hele hart soek as die stortreën van genade na ons toe wil kom. Ons moet elke geleentheid benut om onsself in die kanaal van seën te plaas. Christus het gesê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Matteus hoofstuk 18 vers 20. Die byeenkomste van die kerk, soos in kampbyeenkomste, die byeenkomste van die tuiskerk, en alle geleenthede waar daar persoonlike arbeid vir siele is God se bestemde geleenthede om die vroeë en die laatreën te gee. By elke byeenkoms wat ons bywoon, moet ons gebede opstyg dat God op hierdie tydstip warmte en vog aan ons siele sal gee. Soos ons God vir die Heilige Gees soek, sal dit in ons sagmoedigheid, nederigheid van gees, 'n bewuste afhanklikheid van God vir die volmaakte laatreën bewerk. As ons in geloof vir die seën bid, sal ons dit ontvang soos God beloof het. Die Heilige Gees sal na almal kom wat smeek om die brood van die lewe om aan hulle naaste te gee.